So hulle gee daar vir jou 'n parabool en 'n reguitlyn, x² min x min 6 en die reguitlyn is x plus 2. Eerste vraag is bepaal die koördinate van A, B en C. So A en B is die parabool se x-afsnitte, so daarvoor gaan ons net y gelykstel aan 0 en C is die parabool se y-afsnit. So ek gaan net begin deur te sê C is dan die punt 0 en min 6, want ek kan dit aflees uit die parabool se vergelyking uit. En A en B is x-afsnitte, so ons stel y gelyk aan 0. Wat beteken daar gaan staan 0 is x² min x min 6. En dan as jy daai faktoriseer, dan word dit x min 3, x plus 2 is 0. Wat beteken x is 3 of x is min 2. En dit beteken A sal die punt wees min 2, 0. En B sal die punt wees 3, 0. Dan 8.2 het gevra wat is die koördinate van D, die draaipunt van fx. So vir 'n draaipunt gebruik ons die sumas. Sumas vergelyking is x gelyk aan min b op 2a. So ek vat min 1 is dan 'n half, né? Dan bereken ons die y daarvan, so ek gaan 'n half invervang, 'n half kwadraat min 'n half min 6 gee vir ons min 25 op 4. So dit beteken die draaipunt, die koördinate van D gaan dan wees 'n half en min 25 op 4. Wat is die lengte van EF? Nou as jy gaan kyk op die grafiek waar is EF, dan sal jy sien E is die snypunt van die twee grafieke. So vir 'n snypunt moet ons hulle gelykstel aan mekaar. So ek gaan net hierso sê E is 'n snypunt. Dit help om vir jouself sulke leidrade te skryf terwyl jy dit doen. So ons gaan fisies fx gelykstel aan gx om op te los waar hulle sny. So ek gaan x² min x min 6 gelykstel aan x plus 2. Dan kry ek x² min 2x min 8 is 0. Faktore van 8 wat daarby kan uitkom gaan wees min 4 en plus 2. Wat beteken hulle sny op 'n punt waar x 4 is en ook op 'n punt waar x min 2 is. Nou die min 2 is eintlik mos die koördinate van A. Want die reguitlyn en die parabool sny by A ook. So ek gaan net die ander punt gebruik, die 4. Nou die vraag is hoe lank is EF? So ek soek eintlik daai y lengte tot by E. So ek gaan net vir y uitwerk. Nou hierdie x kan jy in die parabool of in die reguitlyn in vervang, want dit is dieselfde punt op beide grafieke. So ek gaan net die reguitlyn gebruik en sê 4 plus 2 maak dan 6. Met ander woorde, E is die punt 4, 6. En dit wil sê EF is dan 6 eenhede. Onthou as hulle vra vir lengtes, moet jy eenhede bysit, né? Toe vra hulle, as GH 7 eenhede is, hoe lank is OM? So nou van G af tot by H. Nou is G en H nie meer spesiale punte nie. Dis nie afsnitte nie, dis nie snypunte nie. Dis net random punte tussen die twee grafieke. En vir die afstand tussen twee grafieke vat ons altyd die boonsteen minus die ondersteen. Dan kry ons 'n splinte nuwe vergelyking. So ek gaan in die eerste plek sê om die afstand van GH te bepaal, sou ons die boonste grafiek vat minus die ondersteen. Die boonsteen in hierdie geval is die parabool. So dit gaan wees parabool minus reguitlyn. En maak seker jy sit dit in hakkies, sodat jy nie tekenfoute het nie. Dan kom jy uit by x² min 2x min 8, wat bekend lyk, né? Maar nou sê hulle vir jou wat die lengte vir GH is. Hulle sê dit is 7. So nou kan jy vir x gaan oplos. So x² min 2x min 15 is 0. Faktore daarvan gaan wees x min 5x plus 3. Met ander woorde, x is of 5 of x is min 3. En die betekenis hiervan is die grafieke sal 7 eenhede uitmekaar uit wees op twee plekke. By min 3, wat dan nou m is, en ook by 5. So iewers aan die regterkant, hierso iewers sal hulle ook 5 eenhede uitmekaar uit wees. 7 eenhede uitmekaar uit wees, wanneer x 5 is. So uit daai uit kan ek aflei dat m se koördinaat min 3 0 is. En die vraag was eintlik, hoe lank is OM? So OM is dan 3 eenhede. Onthou dat 'n lengte altyd positief is, né? So al gaan jy links na min 3 toe, is daai lengte van O tot by M nog steeds 3 eenhede. Laaste vraag was, wat is die maksimum lengte van KL? Selfde konsep, KL is die afstand tussen die twee grafieke. Die verskil is net nou, die boonste grafiek is nou die reguitlyn. So vir KL gaan ons die reguitlyn vat minus die parabool. So ek gaan daar sê, die lengte vir KL word voorgestel deur die reguitlyn minus die parabool. Geef ons min x², x minus minus x is eintlik plus 2x, en 2 minus minus 6 is eintlik 8.
So nou kry jy 'n nuwe vergelyking wat die lengte van KL voorstel. Maar die vraag is, wanneer is hierdie ding 'n maksimum? So daar kan jy sien, daai is mos eintlik 'n negatiewe parabool. So die afstand tussen die twee grafieke word nou voorgestel deur 'n negatiewe parabool en sy maksimumwaarde gaan wees by sy draaipunt. So nou soek ons hierdie nuwe parabool se draaipunt. So ek gaan doen sy sim-as vergelyking. X is min b op 2a. So dis minus 2 op 2 keer min 1. Wat min 2 op min 2 is so 1. Met ander woorde, as x 1 is, dan sal hierdie grafiek of hierdie nuwe vergelyking 'n maksimum waarde bereik. En dit beteken daai twee grafieke gaan 'n maksimum afstand uit mekaar uit wees. Maar jy moet net mooi kyk wat vra hulle. Hulle het nie gevra bereken die waarde van x waarvoor die lengte maksimum sal wees nie. Baie keer doen hulle dit, dan was jy hierso klaar. As jy x1 het, dan stop jy. Maar hulle soek letterlik die lengte. So al wat jy nou gaan doen is, jy gaan daai 1 terugvervang in jou vergelyking vir KL in. Dit wil sê KL is min 1 kwadraat plus 2 keer 1 plus 8. So min 1 plus 2 plus 8 is 9 eenhede. So dit is die langste wat KL ooit sal wees tussen die twee grafieke. So ek gee daar vir jou twee vergelykings. Die parabool is min x kwadraat plus 2x plus 3 en die hiperbool is 4 op x min 1 plus 2. Dus die eerste vraag, wat is die vergelyking van die asymptote van die hiperbool? Nou wanneer jy asymptote skryf, is dit belangrik dat jy vir my sê watter een is watter een, hè? So die horisontale asymptoot sal wees y gelyk aan 2 en die vertikale asymptoot sal wees x gelyk aan 1. Moenie net skryf 1 en 2 nie, hè? Ek wil weet wat een is wat een en jy kan ook nie skryf horisontale asymptoot is 2 en vertikale asymptoot is 1 nie. Dan moet staan y gelyk aan 2 en x gelyk aan 1. En onthou dat die x se teken gaan verander, né? 10.2 het gevra bepaal die koördinate van A, B en C. So as ons gaan kyk, A en B is die parabool se x-afsnitte, C is die hiperbool se y-afsnit. So ons gaan begin met A en B. So jy stel net daar so y gelyk aan 0, dan kry jy 0 is min x kwadraat plus 2x plus 3. So x is 3 of x is min 1. En onthou we dan om die vraag te beantwoord. A gaan die punt min 1, 0 wees en B gaan die punt 3, 0 wees. Dan kort ons ook vir C. Nou C is die hiperbool se y-afsnit. Onthou dat dit nie daai keywaarde is wat agter staan nie, nee. Dis die vertikale as, die horisontale asymptoot. So ek gaan net sê daarso y is gelyk aan 4 op 0 min 1 plus 2. So is eintlik min 4 plus 2 is min 2. So C is die punt 0 en min 2. Dan vra hulle, wat is die vergelyking van die raaklyn aan die parabool wat deur die draaipunt gaan? Nou as jy 'n raaklyn gaan trek op die parabool se draaipunt, wat is die helling daar by die draaipunt? Perfek 0, né? Dat die parabool is toenemend, met ander woorde sy helling is positief al die pad tot by sy draaipunt en dan word die helling negatief, maar op daai punt is die helling 0. En dit beteken dis 'n perfekte horisontale lyn wat se vergelyking y gelyk aan iets is. So wat hulle eintlik vir jou vra is kry net die y-waarde van die draaipunt. OK? So vir 'n draaipunt, ek gaan dit hier langs die kant doen. Vat ons die sim-as vergelyking. En ons sê x is gelyk aan min b op 2a. Wat beteken min 2 op 2 keer min 1. En dan kry ons daar 1. En dan vervang ons dit net in. Kry 4. Wat beteken my draaipunt is by 1 en 4. En dit wil sê daai raaklyn se vergelyking sal wees y gelyk aan 4. Nou as jy die x-afsnitte het, is daar 'n vinniger manier om die simmetrie as te kry. Want ons het nou gesê dat A se koördinaat min 1 is en dat B se koördinaat 3 is. Nou jou sim-as is presies tussen daai twee. So as jy vat min 1 plus 3, dan is dit 2 en as jy dit deel deur 2 dan kry jy 1. So dis baie vinniger om die sim-as so te bereken. Hy lê perfek in die middel van jou twee x-afsnitte. En dan kon jy dadelik net die 1 in vervang het om daai vergelyking dan nou te kry as hy is 4. Bepaal die gemiddelde helling tussen die punte min 1 en min 2 op fx. Nou, gemiddelde helling is eintlik net gewone helling tussen die twee punte. So ek het nodig om te weet waar hierdie twee punte is.
So ek gaan dit daar sê vir 10.4. As die x min 1 is, dan is die y-waarde 0, né? Want ons het dit klaar bepaal, ons het klaar bewys dat a die punt min 1 0 is. Maar ek weet nog nie wat x van min 2 is nie. So ek gaan sê f van min 2 is dan minus min 2 kwadraat plus 2 keer min 2 plus 3. Geef ons min 5, wat beteken daai punt is min 2 min 5. So nou soek ek die helling tussen daai twee punte. So vir die helling gaan ek sê y2 min y1 op x2 min x1. So ek gaan die 0 minus minus 5 op minus 1 minus minus 2. En dan kry ons 'n helling van 5. Laaste vraag was, skryf die koördinate neer van die draaipunt van gx as gx f van x min 2 is. So gx is f van x min 2. Nou wat gebeur as jy min 2 langs x in 'n funksie sit? Dan skuif hy waartoe? 2 eenhede regs, né? Nee? So ek gaan net hierso vir jou sê, jou ou draaipunt was gewees 1 en 4. So die nuwe draaipunt gaan wees 2 regs, 3 en 4. Die y gaan nie verander nie, né? Hy skuif nie op of af nie, hy skuif net links of regs. En daarso, as ek 'n getal agterna die hakkie gesit het, as ek gesê het f van x sluit die hakkie min 2, dan het ek om 2 eenhede afgeskuif. So binne die hakkie skuif die x links en regs met 'n teenoorgestelde teken, so min 2 beteken 2 regs, dan kom ons by 3 uit, en agter die hakkie beteken op en af, en dan volg jy die teken. So as daar agterna staan het plus 5 byvoorbeeld, dan skuif die hele ding 5 op. So daar gee hulle weer vir ons 'n parabool, x kwadraat min 4x min 5. En 'n onbekende hiperbool a op x plus b min 1. Dus die eerste vraag bereken die lengte van OA, OB en OC. So A en B is x-afsnitte, C is die y-afsnit. So ek kan dadelik gaan en sê ek weet wat C is, want C is die parabool se y-afsnit. So C is die punt 0 en min 5. En dit wil sê OC gaan wees 5 eenhede, né? Dan vir A en B doen ons x-afsnitte, wat beteken ons stel y gelyk aan 0. Wat beteken x is 5 of x is min 1. So die afleiding wat ek kan maak is, A gaan die punt min 1 0 wees en B gaan die punt 5 0 wees. So OA is 1 eenheid en OB is 5 eenhede. Dan bereken die koördinate van D, die draaipunt. So vir 'n draaipunt vat ons som as x is min b op 2a, wat ek dan kan vervang met minus minus 4 op 2 keer 1, wat vir ons gee 2. En dan vervang ek dit in, die f van 2 is minus 9. So die draaipunt D se koördinate is dan 2 en min 9. Ok, dan vra hulle, as EF 8 is, bepaal die koördinate van F. So nou sê hulle vir jou, van die x-as af, tot by jou grafiek is 8 eenhede. So wat hulle eintlik vir jou gee, is dat die y-waarde van jou parabool min 8 is, nie? Onthou as ons onder toe gaan, is dit 'n negatiewe y-waarde. So ek gaan net my parabool vat en my y gelykstel aan min 8. So dan het jy x kwadraat min 4x plus 3. En dan is jou faktore min 3 en min 1. So x is 3 of x is 1. So wat een is dit? Hoekom? Die draaipunt was by 2 en min 9. So f is links van dit, wat beteken dit gaan daai ene wees, nie? So die koördinate van f gaan wees 1 en min 8. Toe vra hulle, bereken die waardes van a en p. Nou a en p gaan oor die hiperbool. En die hiperbool weet ons dat die horisontale asymptoot y min 1 is. So daar loop daai stippellyn. Maar nou om vir a en vir p op te los, kort ons mos nou nog iets. Die vertikale asymptoot van die hiperbool is ook die symmetrie as van die parabool, wat jy nou net uitgewerk het as 2. Daarso. So ek gaan begin met my standaard vergelyking, a op x plus p min 1. En dan gaan ons net sê, ons weet dat die vertikale asymptoot eintlik x is 2 is, want dis die summas van die parabool. Wat beteken daai vergelyking kan verander
en a op x min 2 min 1. Onthou dat die teken verander as jy dit langs x sit, né? En nou om vir a te kry, moet ons net 'n punt in vervang. So nou gaan soek jy enige kolletjie wat op jou hiperbool lê. En dit sal daai punt a wees, wat jy bereken het as min 1 en 0. So as ek dit in vervang, gaan ons staan 0 is a op min 1 min 2 min 1. So a op min 3. Wat dan vir ons gee a is min 3. En dit beteken die vergelyking is eintlik min 3 op x min 2 min 1. Nou wees net versigtig, die vraag was bereken die waardes van a en p. So daar het ons vir a gekry, maar wat is die waarde van p? Minus 2. Nou die standaard vergelyking wat hulle gee is x plus p. So as die p fisies min 2 gaan wees, dan gaan ons staan plus minus 2, sodat dit kan word x min 2. So as daai 'n minus was, dan was die p net gewone positief 2. So jy moet altyd teruggaan na hierdie standaard vergelyking wat hulle gee. Wees versigtig vir daai tekens. So om uit te kom by x min 2 moet die p min 2 wees. Toe vra hulle as OG 2 is, wat is h? So OG van die oorsprong af tot by g is 2 eenhede, wat beteken g se x-waarde is mos eintlik min 2. So ek gaan net my hiperbool vat en die x met min 2 vervang en uitwerk wat daar is. So ons het nou net gesê ons hiperbool is min 3 op x min 2 min 1. Wat beteken as ek dan nou gaan invervang my x met min 2, dan kry ons wat? 3/4 min 1 is min 1/4. So die koördinate van h is min 2 en min 1/4. En kyk mooi waarvoor vra hulle vir die koördinate of die lengte of wat. En dan die laaste vraag, wat is die waardeversameling van fx? So waardeversameling is y element van, en dan gaan kyk ons na fx wat ons parabool is. Die laagste wat hy afgaan, was sy draaipunt, en die draaipunt het ons gekry as minus 9. En die hoogste wat hy opgaan, is oneindig. So ons sê y element van min 9 af tot by oneindig, en die min 9 is ingesluit, want dit is 'n punt op die grafiek, en oneindig is uitgesluit, want ons kan nooit oneindig insluit nie. So daar gee hulle vir jou hiperbool is 5 op x plus 3 plus 2. En dan vra hulle eerste wat is die koördinate van a en b. So a en b is die snypunt van daai twee grafieke. So ek gaan hulle eintlik net gelykstel aan mekaar. So ons gaan 5 op x plus 3 plus 2 gelykstel aan x plus 1. En dit beteken x is min 4 of x is 2. So nou weet ek wat die x-waardes is, ek kort die y. So daarvoor kan ek net die reguitlyn vergelyking gebruik. Min 4 plus 1 is min 3. Min 2 plus 1 is 3. So a se koördinaat sal wees min 4 en min 3. En b se koördinaat sal wees 2 en 3. Skryf die vergelykings neer van die asymptote van fx. Nou as jy gaan kyk na die vergelyking, daai plus 3 sê vir jou die vertikale asymptoot gaan deur min 3 en die plus 2 sê vir jou die horisontale asymptoot gaan deur plus 2. So daai koördinaat gaan wees min 3 en 2. So daarso gaan ek dan net skryf my vertikale asymptoot. Se vergelyking is x gelyk aan min 3 en die horisontale asymptoot se vergelyking is y gelyk aan 2. Reg? Skryf neer die vergelykings van die asymptote van f van x min 1 min 1. So as ek 'n min 1 binne in die hakkie sit, dan beteken dit die hele grafiek skuif 1 na regs, né? En min 1 agter beteken hy skuif 1 af. So as jy nou daai vat en jy skuif hom 1 regs, dan is die nuwe vertikale asymptoot x is min 2. En as jy die horisontale asymptoot wat 2 was vat en jy skuif hom 1 af, dan word hy is 1. So dis dit, niks invervang nie. Jy kan dit gaan invervang en die nuwe vergelyking bepaal en dan van die nuwe vergelyking af hierdie neerskryf, maar dis eintlik onnodig, nee. En dan 12.4 vra: die grafiek van fx is simmetries om die lyn y gelyk aan min x plus c. So onthou nou, 'n hiperbool het simasse wat deur daai snypunt van die asymptoot gaan. So daai is die vergelyking min x plus c.
Daar sal ook 'n positiewe 1 wees wat so opgaan boontoe, wat net y gelyk aan x plus c is. En hulle vra altyd een van die twee vergelykings. So al wat jy gaan doen is, jy begin met daai sum as vergelyking wat hulle gee, y gelyk aan min x plus c, en dan vervang jy die snypunt van die asymptote in. So die snypunt van daai twee was min 3 en 2, met ander woorde ek maak my y 2 as my x min 3 is. En as ek daai gaan oorgooi, gaan ons kry c is min 1. Met ander woorde, daai negatiewe sum as vergelyking is eintlik min x min 1. Nou selfde konsep vir die positiewe 1, as hulle die positiewe 1 gevra het jy net gesê y is x plus c, en dan jy dit net so invervang. Dan was jou c gewees 5, so dan was jou vergelyking gewees x plus 5. So een van die twee, hulle vra of die negatiewe 1 of die positiewe 1. So nou by die afleidingsvrae is daar 'n klomp goed wat actually belangrik is. In die eerste plek het jy al die x-waardes nodig vir albei grafieke. So ons het nou reeds bereken dat A die punt min 4 en min 3 was, nee? So min 4 en min 3 sit daar. En ons het reeds bewys dat B 2 en 3 is, nee? Ok, dan het ons ook nodig om te weet wat die x-afsnitte is, want dit is die punt waar die grafiek se teken verander, in terme van y. Waar die y positief is, dan word hy negatief na daai punt. So ek kort eintlik twee x-afsnitte. So daarso as ek twee x-afsnitte gaan uitwerk, die hiperboolsin is min 5,5 en die reguit lynsin is min 1. So nou weet jy wat daai twee kolletjies is. Daai een is min 5,5 en daai een is min 1. OK? Want alles gaan werk in terme van x, watter waarde is van x. So die volgende ding wat ek voorstel jy doen is kleur jou grafieke verskillende kleure. So nou as hulle vir jou vra waar is fx groter as gx, dan vra ek eintlik vir jou waar is die rooi bo die blaue. So as jy in terme van x kyk links na regs, waar is die rooi bo die blaue, dan sal dit hierso al die pad werk tot by A, reg? Net regs van A tot by die stippellyn kan dit nie werk nie, want dan is A of dan is die rooi lyn onder die blaue, né? Maar van die stippellyn af ewe skielik dan skiet hy weer boontoe. So dan is hy weer bo hom al die pad tot by B en dan regs van B werk hy nie meer nie. So as ek daai as 'n enkele antwoord moet gaan skryf, dan gaan ons dit so skryf. Ek gaan sê x element van, ons het gesê links van A kan werk. So ons begin by min oneindig tot by A en die koördinaat van A se x was min 4. En toe gaan ons weer aan van hierdie stippellyn af. Nou daai stippellyn was my horisontale en my vertikale asymptoot se snypunt wat ons gehad het as wat min 3 en 2. So dit beteken van die stippellyn af is die x-waarde min 3. So ek gaan weer by min 3 begin. En dan is hy al die pad bo die blaue tot by B, waarvan die x-waarde 2 is. Maar reg? Dan tweede vraag is die teenoorgestelde. Waar is die rooi grafiek nou onder die blou grafiek? Met die verskil dat hulle gelyk aan mekaar mag wees. So nou gaan kyk ek net waar was hy onder hom. So van A af tot by die stippellyn. Waar is fx maal gx groter of gelyk aan 0? So as ons twee goed maal, hoe kry ons 'n positiewe antwoord? Net as die tekens dieselfde is, so dit moet 'n plus gemaal met 'n plus wees of dit kan 'n minus gemaal met 'n minus wees, né? So jy moet gaan soek waar die tekens dieselfde is. So ons begin hier aan die linkerkant, daar is die rooi positief en die blou is negatief. Tot by min 5,5. En dan regs van min 5,5 dan is beide grafieke onder die lyn. Met ander woorde dan is beide grafieke negatief, al die pad tot by die stippellyn. So dis van min 5,5 af tot by die stippellyn. So ek gaan daarso sê x element van. Nou daar is 'n gelykaanstreep wat beteken hy mag fisies 0 wees. So ek gaan die min 5,5 insluit. En dit ons gesê ons gaan tot by die stippellyn en by die stippellyn is die x-waarde minus 3. Maar ek kan hom nie insluit nie want dit is die asymptoot. Die grafiek bestaan nie by min 3 nie. Dan net regs van daai stippellyn is die een grafiek bo en die ander een is onder. So dis 'n plus en 'n minus, gaan nie werk nie. Tot by min 1. Dan word beide grafieke skielik weer positief. En dan bly beide grafieke positief regs van min 1. So ek gaan weer van min 1 af begin. Min 1 skies. Tot by oneindig uitgesluit. Dis waar die twee grafieke se tekens dieselfde is. Reg? Dan vra ek waar is die produk negatief? So as jy twee goed maal, hoe kry jy minus?
as die tekens verskil. So dit moet 'n plus en 'n minus wees of dit kan 'n minus en 'n plus wees. Solank hulle verskil. So dis eintlik net die teenoorgestelde van ons vorige antwoord. Hier was hy positief, daar is hy negatief. So links van min 5,5 sal hy werk. En dan van min 5,5 af werk hy nie, want dan is beide negatief tot by die stippellyn. Dan net regs van die stippellyn gaan hy weer begin werk, want dan sit 'n plus en 'n minus wat werk al die pad tot by min 1 en regs van min 1 gaan hy nie werk nie, want dan is albei weer positief. Reg? So my antwoord is daarso x element van, ons gaan van min oneindig af tot by min 5,5 en is uitgesluit want hier is nie 'n gelykant streepie nie. En toe het ons gesê, dan begin ons weer net regs van die stippellyn. So ek begin weer by 3, min 3, en ek gaan aan tot by punt min 1, want regs van dit begin hy weer beide positief maak. En dis ook uitgesluit. Kom by. Toe het ek gevra, waar is fx op gx positief? Groter of gelyk aan 0. So as jy deel, hoe kry jy 'n positiewe antwoord? Selfde konsep, 'n plus op 'n plus of 'n min op 'n min. So die tekens moet dieselfde wees, wat beteken dit gaan eintlik presies dieselfde antwoord wees as daai een. Die enigste verskil gaan nou wees, ek sê hy mag 0 wees, maar net fx mag 0 wees. Gx kan nie 0 wees nie, want as gx 0 gaan wees, dan is hy ongedefinieerd. So jy moet hom net beperk, sodat gx nie 0 is nie. Met ander woorde, daar waar ons gesê het min 1 is ingesluit by daai vorige antwoord, gaan ons daai min 1 nou net uitsluit, want die grafiek mag nie min 1 wees nie. So die antwoord lyk presies dieselfde, van min 5,5 af, tot by min 3, en dan weer van 1 af, tot by oneindig. Maar die min 1 maak ek nou uitgesluit, want ek wil nie hê die gx moet 0 wees nie. Want as die gx 0 is hy ongedefinieerd. Daai min 5,5 is steeds ingesluit, want dit was die punt waar fx 0 is. En fx mag 0 wees. 0 op iets is nog steeds 'n antwoord. Ok. En toe het ek hierso gevra, x gemaal met fx moet kleiner as 0 wees. So net gewone x, as jy gaan kyk na die x op die x-as, gemaal met die funksie se y-waarde, moet 'n negatiewe getal wees. Met ander woorde, as x 'n minus is, moet fx 'n plus wees. As x positief is, moet fx negatief wees. So dit het nou niks met gx uit te waai nie. So ons gaan nie na die blou lyn kyk nie, ek kyk net na die rooi lyn. En waar die x negatief is, met ander woorde links van 0, moet my grafiek positief wees. So links van 0 is die rooi grafiek positief, waar? Links van min 5,5, nee? So ek gaan daarso net sê, x element van min oneindig af tot by min 5,5. Dat is nie gelyk aan nie, so dit is uitgesluit. En toe het ons gesê, as x positief is, moet die funksie negatief wees. So as ek kyk regs van 0, as die x positief is, moet my funksie negatief wees. Nou regs van 0 is daar nêrens 'n plek wat my grafiek ooit negatief gaan word nie. Met ander woorde, daai stuk gaan nie werk nie, nee? Daar's nou net nog een ding wat ons vergeet het hierso. Links van 0 het ek gesê die grafiek moet positief wees. So daar is hy positief, maar hy is hier ook positief, nee? So van die min 3 af tot by die 0 gaan ook werk, want daai stukkie is 'n positiewe funksie vir 'n negatiewe x. So ek gaan net hierso gaan bysit. Ons kan ook gaan van min 3 af tot by 0. Van die stippel af tot by die y-as sal ook werk. Maar die oomblik as ek regs van die y-as gaan, dan is my x positief en die funksiewaarde is positief en dan voldoen ek nie aan hierdie vereiste nie.